Die markte daal skerp met die plaaslike oes wat al beter begin lyk en forceer dit ons om nou na diepsee uitvoere te kyk. Watter faktore dryf in ons graanpryse en waarvoor moet jy uitkyk? Als in die week se John Deere graan markoorsig wat met trots aan jou gebring word deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Kan ek jou grootguns vra, sal jy asseblief dubbel seker maak of jy ons wel volg op YouTube of op Facebook. Dit gaan jou absoluut niks kos nie en dis die maklikste manier om ons te ondersteun en hierdie inhoud aan die gang te hou. Jy maak regtig 'n groot verskil in ons lewens en is jy ook dan deel van ons suksesverhaal en wat ons probeer bereik hier by AMT. So baie dankie dat jy deel van die AMT gemeenskap is. Op die markte het die witmielie spotprys oor die begin van hierdie week dan skerp gedaal na R3.210 per ton met die Julie kontrakprys op R3.217. Die geelmielie spotprys verhandel tans op R3.286 met die Julie kontrakprys op R3.266 per ton. Die sojaboon spotprys verhandel tans op R6.780 met die Mei kontrakprys tans op R6.590 per ton. Die sonneblom spotprys daal dan na R9.150 met die Mei kontrakprys nou op R9.065. Die koring spotprys het so 'n klein bietjie gestyg na R5.685 met die Desember kontrakprys op R5.825. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban daal skerp na R4.264. Uitgedopte Argentynse grondbone styg na R22.890 met die nuutste katoenprys ook hoër op R9.310 per ton. Soos kan sien het hierdie week dan nie goed begin vir ons plaaslike graanmarkte nie. As ons dit eenvoudig wil stel, word die mark tans gedryf deur 3 hooffaktore. Eerstens, die sterk rand. Ons het weer onder die R16 per dollar in beweeg en dit druk natuurlik uitvoerpariteite laer. Tweedens, die beter reën en reënvooruitsigte oor groot dele van die somergraangebiede. Dit gee nou meer sekerheid oor die oes wat gaan realiseer hierdie komende jaar. En derdens, die feit dat as die huidige opbrengspotensiaal realiseer, ons diepsee uitvoere gaan moet doen en dit beteken pryse moet laer om daardie volumes uit die land te kry. Nou daar is beslis kolle wat wel nog swaar kry onder droë toestande, maar tot op hede is dit nie op 'n skaal wat die nasionale oesgrootte noemenswaardig affekteer nie en dis ook nie die prys of die markte affekteer nie. Kom ons plaas dit in konteks gou. Ouseisoen het ons nou gefinaliseer op 16,65 miljoen ton mielies, 2,8 miljoen ton sojas en 700,000 ton se sonneblom. En dit was in 'n jaar met swakker produksietoestande en waar ons dan nog ook minder hektare aangeplant het as vergelyking met hierdie jaar tot dusver. Hierdie jaar het ons ongeveer 3% meer mieliehektare, ook 3% meer sojahektare en ongeveer 1% meer sonneblomhektare aangeplant as ons nou die voorlopige aanplantingshektare kyk en ons het dan ook nog begin met beter grondvog en beter vroeë seisoen toestande. Verlede jaar het ons 'n nasionale gemiddelde mielieopbrengs van ongeveer 6,4 ton per hektaar behaal om by die 16,65 miljoen ton mielies dan nou uit te kom. Sit ons dit op hierdie jaar se hektare, kyk ons reeds na onder 17,1 miljoen ton. As opbrengs egter net effens optel na 6,6 ton per hektaar, praat ons van ongeveer 17,5 miljoen ton. Sojas het ongeveer 2,43 ton per hektaar gemiddeld gelewer en met meer hektare hierdie jaar kan ons reeds kyk na net onder 2,9 miljoen ton as ons dieselfde opbrengste realiseer. As opbrengste egter met so 0,1 per hektaar of ton per hektaar dan opbeweeg na 2,55 ton per hektaar, kan ons maklik oor die 3 miljoen ton merk gaan hierdie seisoen. Nou natuurlik is dit nog baie spekulasie en kan daar nog baie gebeur in hierdie markte. Maar wat dit wel nou vir die mark sê, is eenvoudig. Ons gaan mielies moet uitvoer en waarskynlik diepsee uitvoere moet realiseer met mielies hierdie jaar. Teen die huidige wisselkoers lyk dit of mielies rondom 3000 dalk iets onder die R3000 per ton merk moet verhandel om daardie uitvoervloei realisties aan die gang te kry.
Ons verhandel tans bo uitvoerpariteit en dit is wat pryse wel nou so onder druk sit. Mens voel amper partykeer dat dit nou vinnig moet gebeur en ons daardie 2 miljoen ton of meer in diepsee uitvoere moet kry, dan kan ons voorraad uit die stelsel kry en dit kan later weer ondersteuning aan pryse vir ons bied. Wat uitvoere na Afrika betref, ek dink dit gaan aansienlik minder wees hierdie jaar. Ons buurlande lyk baie beter as vorige jaar en dit beteken geelmielies gaan waarskynlik meer moet beweeg om wit in die voermark te absorbeer. Nou, hierdie is waar dit nou begin interessant raak. As ons later vanjaar in 'n El Niño fase inbeweeg, soos sommige weersmodelle dan vir ons aandui, en die reën bly weg in die lente, terwyl ons dan nou reeds hierdie 2 miljoen ton uitvoere gerealiseer het, kan plaaslike aanbod baie vinnig onder druk kom en kan dit die storie vinnig verander. Verseker iets wat ons moet dophou soos hierdie seisoen aangaan. Internasionaal lyk dinge effens meer ondersteunend. Die voorlopige USDA aanplantings dui op 5% minder mielies en 5% meer sojas in die FSA wat aangeplant kan word en kan dit bietjie ondersteuning aan die korn of die mieliemark gee. Van die analiste is egter bietjie skepties hieroor en sal ons wel nog sien of dit gaan realiseer. Daarby verwag Amerika droër toestande oor die volgende 3 maande in dele van die koring en mieliegebiede. Dit het koring reeds mooi laat spring op Chicago oor die naweek en as dit so aanhou, kan dit ook mielies op 'n latere stadium begin optrek. Brazil se weeromstandighede lyk egter nog baie goed en sien ons nie nou ondersteuning vir die mielies nie. Sojas op Chicago het ook lekker gestyg met die positiewe nuus oor China wat moontlik nog aankope gaan doen. As ons egter na die fondse se posisies kyk, is sojas ongeveer 157.000 kontrakte netto lank, maar kort posisies het begin toeneem wat moontlik begin dui op winsneming en moontlike sojapryse se opwaartse momentum kan beperk. Mielies is ongeveer 26.000 kontrakte netto kort wat steeds dui op 'n mark wat oor aanbod inprys. Koring is naby 60.000 kontrakte netto lank wat dui op pryse wat dan eerder kan styg as wat dit verder gaan daal. Dit bevestig dat internasionale sentiment nie heeltemal negatief is nie. Om alles saam te vat, vir nou bly die plaaslike mark onder geweldige druk weens die sterke rand en die groter oesvooruitsigte weens die reën. Maar die risiko skuif stadig van ooraanbod na weer en moet ons dit nou dophou. Vraag bly ook goed en as die oeste iewers onder druk kom hier, Amerika of in Brazil, kan die markte baie vinnig anders lyk. Moenie hierdie Zimmatic aanbod misloop nie. Spesiale promosiepryse op Zimmatic se 9500p en 7500p spulpunte met volledige spulpunt, pomphuis en pyplynstelsels ook beskikbaar. Finansiering deur Standard Bank maak dit nou makliker om te belê in gehalte wat vir jare hou. Praat vandag nog met jou naaste Lindsay handelaar of skakel 021 986 8900 vir meer inligting. Bepalings en voorwaardes geld. Hierdie week se John Deere graanmarkoorsig word met trots aan jou gebring deur John Deere en Zimmatic Irrigation Systems. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.